Ons is by Jakobus hoofstuk 1. Julle kan hom oopmaak, Jakobus hoofstuk 1. En ons bespreek vanaand vers 19 tot 21. Jakobus hoofstuk 1 vers 19 tot 21. Ek gaan ons uit die 2020 lees. Let op my geliefde broers. Elke mens moet flink wees om te luister, stadig om te praat, stadig om kwaad te word. Want die woede van 'n mens bewerk nie geregtigheid voor God nie. Doen daarom in sagmoedigheid afstand van alle morele besoedeling en die kwaad wat gedei. En ontvang die woord wat in julle geplant is en daartoe in staat is om julle siele te verlos. Ons het in die vorige sessie gesê dat vers 18 het gepraat oor die wedergeboorte. En ons het gesê die wedergeboorte is 'n genadegawe wat ons ontvang vanaf die Here. Die Here gee ons 'n nuwe geestelike geboorte. En ons het gesê 'n instrument wat daartoe bydra is die woord van God. Dis deur die suiwer, onverdraaide verkondiging van die woord van God wat in ons harte kom werk, dat dit vir ons geloof gee. Onthou julle Efesiërs 2:8-9 en dat deur daai woord gee die Here vir ons 'n geboorte. Nou hierdie gedeelte is 'n gedeelte wat maar eintlik ook baie keer deur gelowiges uit konteks uitgehaal word. Ek weet ek self ook het dit baie keer uit konteks uitgehaal. En ons haal hom uit konteks uit, maar tog verdraai die betekenis nie regtig nie. Hy verdraai so bietjie. Ek gaan jou sê wat ek bedoel. Vers 18 praat oor die woord van God. En dan gaan jy sien, hierdie vers 21 sluit ook af en ontvang die woord wat in julle geplant is. So, hy praat van die woord in vers 18, hy praat van die woord vers 21, hy praat van die woord in vers 25. Die term, die woordjie woord, wat verwys na God se woord, is in 18, 21 tot 25. So, eintlik is Jakobus nog steeds besig met die gedagte van die woord van God. So hy praat nie eweskielik van die wedergeboorte en nou praat hy van jy moet nie praat, jy moet net luister nie. Daar is 'n gedagte wat verbind moet word tussen die woord van God en hoe ons moet praat en hoe ons moet luister. Dis eintlik wat hy besig is om te sê. So dis nie net sommer ingevoeg en geïsoleer van sy onmiddellike konteks nie, weet dit. Die gedagte is, dat ek sommer so van die begin af sê, is dat wanneer die woord verkondig word, moet ons eerste wees om te luister en ons moet tweede wees om te praat. Dis maar eintlik wat hy sê, in 'n neutedop. Dis die gedagte van Romeine 10 vers 17, dat geloof deur die aanhoorkom van die woord, en dat hierdie geloof wat ons gehoor het, die Bybel wat ons hoor, die woord wat gepreek word, hoor ons neem dit aan, maar dan moet ons nog verder kan luister, en dit nog verder kan aanneem. Dit is eintlik die gedagte wat hierdie gedeelte vir ons sê. En as jy eerlikwaar na jouself kyk, of as jy na 'n ware disipel van die Here Jesus kyk, 'n ware disipel wil altyd God se woord hoor, en hy het altyd 'n begeerte om dit te gehoorsaam. So, as ons die man en vrou verhouding kan gebruik, as 'n tipe van 'n metafoor, dan kan ons sê, as jy werklik lief is vir jou vrou, en as jou vrou werklik lief is vir jou, sal jy haar hart hoor, en sy sal jou hart hoor. En dis die konsep, as daar 'n liefde is vir die Vader, wil jy die Vader se woord hoor, want sy woord wys vir jou wie hy is. MacArthur sê dit mooi, hy sê dat een van die betroubaarste bewyse van egte redding is om 'n honger te hê vir die woord van God. As jy jouself bietjie kan meet. As jy regtig die wedergeboorte ervaar het deur die woord van God en hy leef in jou, het jy 'n hongerte, nie net vir God nie, maar ook God se woord. Nee, egte bekering. En dit is die idee van hierdie stukkie. Hy sit hom binne die woord van God, en ek gaan vir jou verduidelik wat dit so bietjie beteken. Maar ek wil hê jy moet weet, daar is 3 fases wat die gelowige deurgaan wanneer hy die Bybel hoor. Hy hoor hom, ons hoor die Bybel. As ons dit hoor, gaan ons of kies of ons ontvang het, of ons los het. Die disipel ontvang dit. As jy dit ontvang het,
dan gaan jy of kies, ek gaan dit doen, of ek gaan dit nie doen nie. So dis hoor, ontvang en doen. 'n Egte disipel hoor, 'n egte disipel ontvang en 'n egte disipel doen. Hy doen. Johannes 8 vers 31, die Bybel is vol daarvan. Ek gaan vanaand seker klink soos 'n ek kan nie dink hoeveel keer ek al gepraat het van die woord en van waarheid en van God se woord wat in ons moet wees. Maar ek besef, as ek die hele tyd oor een versie gepraat het, dan was ek seker soos 'n grammofoonplaat. Maar die rede hoekom ek hierdie tema van God se woord en God se waarheid herhaal, is omdat die Bybel vol is daarvan. Hy is vol daarvan. Hoor wat sê Johannes 8 vers 31. As julle in my woord bly, is julle waarlik my disippels. As ons in die Bybel bly in hom, nie om besoek nie, ons bly in die woord van God, is ons waarlik sy disippels. Jy sien, 'n gelowige het 'n begeerte vir God se woord. Dink aan Jesus se gelykenis, ons gaan hom so reg deur die les gebruik. Jesus se gelykenis van die saad wat geval het. Van die saad het geval op die pad, van dit tussen die rots, van dit tussen die omkruid en van dit op goeie grond. Daar is dieselfde konsep wat uitgebeel word. Daar is mense wat toeganklik is vir God se woord, hulle hoor dit, hulle ontvang dit en hulle reageer daarop. Daar's party wat dit hoor en hy groei 'n bietjie en dan stik hy uit. Daar's 'n party wat dit hoor en daar's party wat dit net nie glad nie hoor nie, dan val hy net op die pad en die kraaie pik dit op. As julle Johannes 14:15 dieselfde. As julle my liefhet, sal julle my gebooie onderhou. Ware gelowiges het 'n liefde vir God se woord. Ware gelowiges, en dit sluit aan by wat ons Sondag gesê het. Sondag wat ons gesê het, as jy 'n gelowige is, en jy het 'n vrees vir die Here, wat jy hierdie Sondag sal hoor, maar jy het 'n vrees vir die Here, 'n respekvolle vrees, en jy het 'n liefde vir hom, dan gaan jy nie buite God se perke wil beweeg nie. Jy gaan wil hoor wat hy sê, so akkuraat as wat hy dit sê, en in lyn soos wat hy dit sê. Enige iets wat 'n afwyking van God is, gaan jy sê, okay, ek wil nie deel hê van dit nie. Ek soek die waarheid. Ek soek God se woord. Iemand wat nie die woord van God respekteer nie God nie. Hy funksioneer op sy eie motiewe en sy eie standaarde. En dit is hoekom ons so beklemtoon oor hierdie ervaring evangelie. As jy voel, is jy op jou eie perke. Jy's buite God se woord. Bly by die instruksies. Bly by God se instruksies. As jy by sy instruksies bly, sal die produk gevoelens wees. Vrede kom uit God se woord. Vreugde kom uit God se woord. Sagmoedigheid. Al die vrugte van die Gees kom uit God se woord. Van die Gees, soos Johannes 14 vir ons sê, gebruik nie sy eie autoriteit nie, maar dit wat hy gehoor en sien het. Hoor wat sê Jesus hierso in Johannes, wie my gebooie het en dit onderhou, hy is die een wat my lief het. En wie my lief het, my Vader sal hom lief hê. En ek sal hom lief hê en myself aan hom bekend maak. Judas, nie Judas Iskariot nie, vra toe vir Jesus, Here, hoe is dit dat u jouself aan ons gaan bekend maak, maar nie aan die wêreld nie? Hoor wat sê Jesus, as iemand my lief het, sal hy ter harte neem wat ek sê. As jy God lief het, sal jy sy woord lief hê. Jy sal 'n liefde vir hy woord hê. Jy sal dit bedink soos Dawid sê in die psalms, dag en nag. Jy sal dit bestudeer. Daar sal geleenthede oor jou pad kom waar jy sê, Bybelstudie, ek kan dit nie mis nie. Diens, ek kan dit nie mis nie. Jy weet, die laaste rukkie preek ons hierso in die gemeente en ons sê, ons as gelowiges, ons moet verander van ek moet kerk toe gaan na ek wil kerk toe gaan. Ek moet Bybel lees na ek wil Bybel lees. Ek moet bid na ek wil bid. Want dit raak hartsbegeerte. Die woord van God is vir 'n ware disipel 'n begeerte van sy hart. Jesus gaan verder, as iemand my liefhet, sal hy ter harte neem wat ek sê, en my Vader sal hom lief hê, en ons sal na hom toe kom, hoor hy wedergeboorte, ons sal na hom toe kom en by hom woon. Wie my egter nie liefhet nie, neem nie my woorde ter harte nie. Die woorde wat julle hoor, is nie myne nie, maar die van die Vader wat my gestuur het. Is dit nie net die mooiste gedeelte nie? Hier's Jesus en hy sê, as jy ter harte neem wat ek sê, dan neem jy eintlik ter harte wat God sê. Want dit wat ek sê is nie God se nie. Die Heilige Gees sê presies dieselfde in Johannes 14:16. Hy sê, hierdie woorde is nie myne nie, maar dit is die van wie ek getuig. Die Heilige Gees wys na Jesus, Jesus wys na die Vader. Hulle praat uit
een mond, want hulle is een God. Drie-enig, maar een God. Hulle sê dieselfde ding. Daarom sê ons, mense isoleer die Heilige Gees van die woord van God. Hulle isoleer die werking van die Gees van die woord van God. Hulle skep 'n ander Gees, hulle skep 'n ander Jesus, en is net nie volgens die voorskrifte nie. So het jy dan regtig God se woord lief, as jy jou eie dinge doen en jou eie dinge dink, want hoe geestelik is jy? Nee, jy het die God lief nie. Jy sal God lief hê, as jy met versigtiging en vrees en respek daai Bybel vat, en jy sê, ek moet seker maak, ek weet wat hierso staan. As wat jy dit net rondgooi. En sê ons die Amerikaners skiet baie bullets, met die hoop dat hulle iets raak skiet. En dan sê hulle die Britte, of kom ons sê die boere skiet nie baie nie, hulle skiet een patroon en hulle weet hy's op die merk. Maar dis die konsep, predikers, gelowiges, het gaan nie oor om baie goed te sê oor die Bybel nie, het gaan om te sê, ek sê akkuraat en ek praat in lyn. En dit is wat hy bedoel as hy sê wees, gou om te hoor, en stadig om te praat. Sien jy skakel dit in by die woord van God? Johannes 15 vers 7. As julle in my bly, en my woorde in julle bly, vra dan wat julle wil, en dit sal met julle gebeur. Baie van die predikers hou daarvan om my eerste gedeelte uit te los. Hulle sê net, die Here sê vir my, vra vir wat jy wil, en dit sal met jou gebeur. Maar daar is 'n vereiste. Bly by die voorskrifte. Dit is hoekom die Heilige Gees nie vir jou kan sê, as jy vir my R1 miljoen gee, gaan ek vir jou R2 miljoen gee nie. Dis die Heilige Gees sê dit nie, maar dit gaan teen die voorskrifte van God. Gierigheid is nie deel van die voorskrifte nie. Johannes 17 vers 6. Ek het u naam bekend gemaak aan die mense, wat u my uit die wêreld gegee het. Hulle het aan u behoort, en u het hulle aan my gegee, en hulle het u woord gehoorsaam. En dan in vers 17, heilig hulle deur die waarheid. U woord is waarheid. 'n Christen, 'n prediker, 'n gelowige, 'n disipel, wat ook al jy is van Jesus, jy bly binne die perke van die woord. Hy los jou nie oor aan jou eie verbeelding nie. Hy gee vir jou duidelike voorskrifte. Want dit is gevaarlik om jouself te los in jou eie verbeelding. Want ons vleeslike verbeelding wil met ons weghardloop. Ons wil ons eie goeders doen. Ons wil ons eie begeertes tevrede stel. God sê, hier is my voorskrifte, bly by dit. Dit is duidelik. 'n Ware gelowige het 'n begeerte vir die woord. Maar nie net 'n begeerte nie, hy het ook 'n begeerte om gehoorsaam te wees. Hy wil daarop reageer. Goed, dan bring dit ons by vers 19. Nou begin ons met die verse, daai is maar net so 'n inleidingkie. Vers 19, let op my geliefde broers. Nou, ek hou van daai woordjie, let op. Die woordjie is nie maar net let op daar, dat dit nou maar net mooi klink nie. Hier probeer Jakobus nou werklik sy gehoor is die geliefde broers, nê. Nee, soos hy praat nou met hulle harte, hy praat met ander Joodse Christene, met ons ook natuurlik. Maar hy probeer hulle aandag nou rig op die woord van God. Hy het gesê, julle word bekeer, julle word weer gebore deur die woord van God, en nou is daar 'n volgende stap. Die wedergeboorte is nie die einde van jou geloof nie. Dis die begin daarvan. Dis die begin van jou geloof. Nou sê hy vir jou, let op. Hier is nou 'n belangrike bevel. Hier's belangrike bevele wat Jakobus nou vir ons uitlig. Hier's 3 van hulle. Die eerste een is, jy moet luister. Die tweede een is, jy moet stadig praat. En dan die derde een is, jy moet stadig wees om kwaad te word. So kom ons praat oor daai 3. Die eerste bevel is om te luister, sê vers 9. Almal is in vers 19. Hy sê, jy moet flink wees om te luister. Het ek gesê stadig net nou nie. Jy moet vinnig wees om te luister, flink wees om te luister, gou wees om te luister. Te luister na wat? Na mense? Nee, na God se woord. Binne die konteks, na God se woord. Altyd, luister. Luister na God se woord. Luister vir valse predikers? Nee, die Bybel waarsku ons, hy sê vlug van daai. Maar luister na die ware verkondiging van God se woord. Nou ons sê in Afrikaans is 'n verskil om te hoor en om te luister. Om te hoor is net om die klankgolwe te hoor in jou oor. Baie ouens hou van my stem partykeer, daar's 'n ou daarvoor. Ek sien as ek begin praat, dan sit soos daai white noise wat ek vir my 2-jarige speel.
En dan verval hy in daai lekker snoesige slaapie. Baie ouens sit hom aan so voor hulle slaap en dan speel hulle hom. Dan sê hulle, laat ek net met pastoor Sean se stem aan die slaap raak. Daai is hoor. Dis hoor. Jy hoor, maar jy luister nie. Luister beteken om in te neem, om begrip te hê. En dit is 'n groot rede hoekom ek ouens aanmoedig, veral mans. 'n Ou sit hier in die kerk en hy sy hande is gevou en hy's net nie aktief betrokke nie. Hy verbind nie met die preek nie. Ek stem saam, dis moeilik om vir iemand te luister, veral Sondagse preek. Ek het 'n uur gepreek. Dis moeilik om 'n uur vir iemand te luister. Nee, dis regtig moeilik. Maar as jy aktief verbind, as jy daar sit met 'n notaboek en jy fokus op die skrifverse en jy fokus op gedagtes en goed wat jy wil neerskryf, outomaties stel jy jouself in om aktief te wil luister en nie net te hoor nie. Ek hou van 'n ou wat notas maak. Ek dink dit is 'n goeie ding om jouself aktief te bind. Nou ek wil ook net vir jou sê, die skrif sê dat ons stadig moet wees om te praat en gou wees om te luister. Ja, hierso sê Jakobus dit, maar Jakobus verwys na die woord. Maar wysheid, Spreuke sê ook vir ons dat ons nie gou moet praat nie. So dit is maar 'n universele wysheid vir ons. Maar ons weet Jakobus praat van die woord. Hoor wat sê Spreuke 17:28. Selfs 'n sot wat stil bly, word as 'n wys beskou. As verstandig wanneer hy sy lippe dig hou. So, ons moet in elk geval stadig wees om te praat. Ons moet in elk geval vinnig wees om te luister. Maar ons weet Jakobus praat spesifiek oor die woord. Wees gou om te luister na die woord. Wees gou. Hoor dit. Luister daarna. Stel jouself bloot aan dit. En ek sê vir jou, dit gaan werklik om te sê, as jy 'n hongerte het vir die woord, gaan jy wil luister. Jy gaan wil hoor wat hierdie ou te sê het. Jy gaan wil hoor, ek weet nou altyd wat ek te sê het nie, maar 'n ou wat waarheid praat. Wat ek glo ek is in lyn mee. Dan die tweede deel wat hy sê is, wees stadig om te praat. Nou dit beteken nie noodwendig om stadig om oor die Bybel te praat nie. Dis nie wat hy sê nie. Hy sê net, jy gaan weet waarvan ek praat. Baie keer sal hy met iemand praat en hy sal so gou sy mening en sy opinie lig. En ons sal sê hy is baie sterk opinie gedrewe. Nee, ons sê dit, sterk opinie gedrewe. Dis wat hy bedoel. Moenie so gou jou mening of jou opinie lig nie. Nee, baie ouens, jy sal met hulle Bybel praat en hulle sal dadelik met jou wil debatteer daaroor. Hulle sal dadelik met jou argumenteer daaroor. En hy sê, wees versigtig vir jou eie opinie. Jakobus sê eintlik, wees versigtig vir jou eie stem. Want baie van ons het lense aan. Nee, nie die lense wat julle nou dra nie, figuurlik gesproke. Ons het lense aan en ons weet dit nie. Ons kom uit 'n spesifieke denominasie, ons kom uit 'n spesifieke kultuur. Baie van ons dink God is wit, né? Ons het 'n idee, ons het hierdie vooropgestelde idees en ons kom met dit altyd na die Bybel toe. Nou kom 'n ander ou van 'n ander dorp met waarheid en hy preek die kansel. Nou gaan daar twee reaksies wees. Die een gaan hoor, hy gaan ontvang en hy gaan luister. Die ander een gaan hoor, nie luister nie, nie ontvang nie. En daai ene persoon se opinie gaan meer saak maak as wat gesê is. En dit is eintlik hoekom ek so baie uitnodiging rig van die kansel af om vir mense te sê, as jy nie saamstem nie, kom praat met my. Laat ons ten spyte van ons verskille kan sit en waarheid kry. Want kom ons wees eerlik, die waarheid is belangriker as my ego. Dis veronderstel om te wees. Maar as jy gou is om te praat, as jy sterk opinie gedrewe is, dan gaan jy eintlik maar tussen aanhalingstekens God se woord doodpraat in jou. Dis wat Jakobus sê. Hy sê jy gaan nie wil luister vir God nie. God gaan mense gebruik, predikers gebruik, jy gaan nie hom wil hoor nie. Jy het klaar jou mind opgemaak. Jy het klaar besluit, jy weet, apostolies is die rigting of Rooms-Katoliek is die alfa en die omega. Jy gaan nie wil hoor wat God te sê het nie. En dis wat mense doen, hulle lewe met hierdie lense en hulle is net nie oop vir God se waarheid nie. Dis hoekom hy sê bly stil en hoor net wat God sê. Ek gaan ondersoek dit self in die skrif. Ek hou van die voorbeeld wat MacArthur gebruik en hy praat van 'n Romeinse redenaar, 'n ou wat iemand leer om in die publiek te praat. Nee, jy noem hom 'n redenaar, nee. Daar was 'n Romeinse redenaar wat goed gepraat het. Hy was 'n goeie spreker. En daar kom toe 'n jong man na hom toe en die jong man vra vir hom of hy hom sou leer om so goed te kan praat soos hy. En die jong man nou aanpraat met hierdie professionele spreker.
En hy praat en uiteindelik toe praat hy oor die fooi. En toe stop die Romeinse redenaar hom en sê vir hom, jong seun, jong man, ek gaan jou 'n dubbel fooi moet vra as ek jou moet leer. En die jong man is so half bietjie omgekrap en hy sê, hoekom? Hy sê, want ek gaan jou eers moet leer hoe om jou mond te hou en dan gaan ek jou moet leer hoe om hom te gebruik. En dis die konsep. Partykeer praat ons die woord van God dood deur ons menings. En dit begin baie keer, dis hoekom ek ook sê met die hermeneutiek. Ek sê, wees altyd versigtig om te sê, ek dink, my opinie, my mening, my. Gaan kyk wat sê God se woord. Doen 'n deeglike studie daaroor. Luister en neem aan, neem in. Moenie net hoor nie. Romeine 10 vers 7 bevestig dat hy sê, hier by jou is die woord in jou mond en in jou hart. Dit is die woord van geloof wat ons verkondig. Dis wat Paulus skryf. Die woord moet in jou wees. Jy moet sekerheid hê as jy jou mond oopmaak. As jou lippe beweeg en jy uiter God se woorde, moet jy sekerheid hê daaroor. Binne die prediking, ek het absolute baie vreugde en baie vervulling as ek my gawe uitleef om te kan preek. Dis vir my regtig 'n voorreg. Maar ek het ook 'n groot vorm van, ek wil nie sê angs nie, maar van vrees wanneer ek die kansel betree. Nie dat ek bang is vir julle nie. Ek is vinnig. Ek het 'n vrees vir die Here. En dat as ek iets sou praat en dit sou partykeer uit myself uitkom, het ek altyd 'n vrees om te sê dat ek weet ek gaan verantwoording gee vir dit. En ek betree daai kans om met absolute versigtiging en respek. En ek hardloop nie net op om sommer iets te sê of sommer iets te doen nie. En ek maak seker dat wanneer ek daar agter staan, deel ek maar nie net 'n oulike boodskapie nie. Ek gee nie om of die boodskap vervelig of oulik is nie, solank die boodskap net in lyn is. En dis die idee. Dis hoekom die skrif ook vir ons sê, almal moenie begeer om predikers of leraars te word nie, want hulle word strenger geoordeel. Vir elke woord wat uit jou mond uitkom, gaan jy aanspreeklik wees. En dis hoekom ons ook uitspraak lewer teen valse profete en ouens wat net sê, die Here sê, dit is ongelooflik gevaarlik om dit te sê. Want wat as jy woorde in God se mond sit wat hy nooit geuiter het nie? Jy gaan rekenskap gee vir dit. So ons moet stadig wees om te praat. Stadig wees om te praat weens twee redes, né? Die eerste rede hoekom ons stadig moet praat, is dat ons onsself nie doof hou met ons eie mening nie. Die tweede rede, wanneer ons praat, moet ons seker weet ons praat die waarheid. Ons moet seker wees ons praat die waarheid. Dan die derde rede, of die derde bevel wat hy gee. Die eerste bevel was luister vinnig. Die tweede bevel is praat stadig. Die derde bevel wat hy gee is om te sê word stadig kwaad. Word stadig kwaad. Nou woede is nie sommer net woede, ag, jy moet net stadig kwaad word nie. Dit ook natuurlik. Maar dink gou-gou by jouself, wat gebeur wanneer jy vinnig praat? Ons sit hom net in die konteks van die verse. Hier's 'n gedagtevloei wat besig is om plaas te vind. Wat gebeur met 'n ou wat sterk opinie gedrewe is? En hier sê hy vir hom, luister Appel, dis regtig nie so nie. Hy gaan sê, man, wie is jy om dit vir my te sê? Dadelik verdedigingsmeganismes, nê. Ons wil onsself verdedig. Ons wil ons opinie verdedig. Ons raak kwaad. En dit is hoekom Jakobus sê, die oomblik wanneer jy kwaad raak, wanneer iemand jou wil probeer korrigeer, die oomblik wanneer jy woedend raak, dan gaan jy nooit die waarheid wil aanneem nie. Wie is jy om vir my te sê dat die tradisie wat ons al vir 100 jaar gevolg het is verkeerd? Maar miskien as hy net sou luister van waar ek dit sê, uit die woord van God, dan sal hy dalk toeganklik gewees het. Sy eie woede maak hom blind vir die waarheid. Dus hoekom ons baie ook sê tradisie steel by ons, want ons wil dit so gou verdedig. Want dink aan, jy het jou hele lewe lank groot geword met 'n sekere tradisie, jou oupa, jou pa, jou oupa het groot geword met hierdie tradisie. Nou iewes skielik kom die Bybel en dit word vir jou oopgevou vir die eerste keer in jou lewe, want niemand het jou dit geleer nie. En daai goeders wat oopgevou word, spreek die kern van jou tradisie aan. En nou voel jy, joh, gaan ek luister, gaan ek ontvang en gaan ek doen, of gaan ek net hoor en verdedig? Hoor en verdedig. Want jy voel jy moet verdedig, want jy voel vir jou hele lewe was alleen. My oupa het gedoen, my pa het gedoen, hoe kon hulle dit gedoen het? Is daar nie alleen? Nee. 'n goeie voorbeeld is kleindoop. Uitstekende voorbeeld. Of belydenis van geloof.
is 'n tradisie wat deur die kerk, ek sê nie noodwendig is 'n slegte tradisie nie, ek dink belydenis is goed, maar ek dink dit is sleg dat sekere mense geforseer word om sekere goed te sê wat net nie in hulle hart is nie. En nou kom die woord en hy spreek dit aan, en nou iewers skielik, maar wie is jy om dit vir my te sê? My pa het dit gedoen. My pa was ouderling van die kerk, sê hulle vir my. Dan sê ek maar, sorry meneer, ek maak nie die dis nie, ek lê dit net voor. So, dadelik as jy woedend reageer, is jy ontoeganklik. Jy is ontoeganklik vir God se waarheid. Jy is nie oopkop nie. Jy is vol van jou mening en jy wil jou mening verdedig. En dit is hoekom Jakobus sê, wees stadig om woedend te raak. Hoor wat sê Galasiërs 4:16, die Paulus het dieselfde gehad. Het ek dan julle vyand geword, omdat ek vir julle die waarheid vertel, sê hy vir Galasiërs 4:16, as jy dit weet. Het ek julle vyand geword, omdat ek julle die waarheid vertel. En dit is gewoonlik so, ek het dit Sondag ook gesê. Die ou wat die waarheid verkondig, sal jy dink moet die held wees. Dis nie die held nie, dis die vyand. Hy is die ou wat aangevat word. Dan gaan hy oor na vers 20. Want, so dis ook hoekom jy nie kwaad moet word nie, die woede van 'n mens bewerk nie geregtigheid voor God nie. Gereeld sê mense vir my, ja, pastoor, jy trap op ons tone, maar ek weet nie wat in almal se persoonlike omstandighede aangaan nie. Ek weet nie wat gaan aan in hulle lewens nie. Baie keer beplan ek 'n reeks, dan preek ek deur die boek van Psalm 25, soos in hierdie geval. En dan is die volgende tema maar net toevallig die tema, nê? Dan sê hy, het jy nou met die pastoor, hoe weet hy, jy trap my tone. Nee, dis God se woord wat spreek, en dis nie toevallig dat jy daar sit nie, ek glo God het 'n afspraak, en ek glo God bestem dit. Die realiteit is, die woord spreek jou omstandighede aan, en as jy woedend is, gaan jy dit nie wil aanvaar nie. Jy moet hier sit, en jy moet eintlik sê, pastoor, ek sit my tone vandag vir jou bietjie ekstra ver uit, trap maar vandag, asseblief. Moet net nie die pinkie mis nie, en as jy kan, dan moet jy hom net bietjie reguit trap, want hy is so klaar bietjie krom. Ja, los hom, hy is bietjie seer, die ingroei tone al. Maar dis die konsep, 'n ware disipel van God, wil hê, die woord van God moet jou konfronteer. Is dit nie so nie? As daar leuns in jou lewe is, wil jy nie hê die woord van God moet dit aanspreek nie? As daar valshede is, wil jy nie hê die woord van God moet dit aanspreek nie? Of wil jy my mening hoor? Moet ek vir jou sê hoe mooi jy is, en hoe pragtig jy lyk, en hoe mooi jou hare gekam is? Nee, jy wil nie hoor nie. Dis hoekom ek ook Sondag gesê het, ons sit hier, julle sit hier so, want julle soek nie my mening nie, julle soek die woord van God. En of hy nou skuur en skaaf, of hy nou troos of opbou, gee hom vir my, en gee hom vir my reguit, soos ek hom soek. Want dis tog die woord van God wat ons verander. En dis ook hoekom Jakobus later sê, jy gaan sien by hoofstuk 3 vers 18, sê hy, die vrug van geregtigheid word in vrede gesaai vir hulle wat vrede maak. So as jy God se woord hoor, geregtigheid, dit beteken om die regstatus, om reg getransformeer te word, om reg te verander te word. Die woord van God verander jou. Hy verander jou en jy wil dit hê. Maar as jy kwaad is, gaan jy hom nie wil vat nie. Die kwaad gaan jy nie wil vat nie. Dan kom ons by vers 21 en ek het 'n A en 'n B by 21. Die eerste deel is A van vers 21 wat lees: Daarom doen in sagmoedigheid afstand van alle morele besoedeling en die kwaad wat gedei. So die eerste ding wat jy moet doen is, jy moet afstand doen. Die volgorde is akkuraat. Die vorm van die werkwoord stel dit jy so, jy kan hom nie omdraai nie. Die volgorde van daai vers is akkuraat. Jy moet eers afstand doen van die kwaad, eers afstand doen van die sonde, van die besoedeling, dan kan jy die woord van God ontvang. Jy moet eers dit doen. Jy moet eers dit doen. Weereens dieselfde konsep van Jesus met sy gelykenis, waar hy die saad gesaai het. Die saad het geval nie op die regte grond nie en hy kon nie reg groei nie. Die grond moet voorbereiding hê. Ons het 'n reaksie, ons het 'n verantwoordelikheid. Ons verantwoordelikheid is om te sê, kom ons berei voor, sodat ons die woord van God kan hoor, sodat ons die woord van God kan ontvang, en sodat ons die woord van God kan doen. Jy moet voorberei. Nou gaan ek vir jou sê, dit is weer eens, hoekom jy moet sit met jou Bybel, jou notaboekie, en 'n pen. Jy is reg om te sê, ek wil myself voorberei vir hierdie woord van God. Ek wil hoor wat hy te sê het. Ek wil hê, daar waar die saad val,
neem ek in en ek neem dit reg. Daar is 'n voorbereidingsproses. Hoor wat sê Hebreërs 12. Hy praat van hierdie wat jy afgooi. Hy sê doen afstand. Doen daarom sagmoedigheid afstand, nê. Die sagmoedigheid kan jy skuif na die einde toe, veral in die Grieks en in die Engels. So jy kan sê doen afstand. Daai woordjie doen afstand beteken ook letterlik om klere af te gooi, om jouself los te maak, om ontslae te raak. Hebreërs 12 sê dit mooi. Hy sê ons moet onsself van elke las ontslae raak, van die sonde wat ons so maklik omring en om die wedloop wat vir ons voorlê met volharding te hardloop. Onthou ons het gebruik van Hebreërs, toe sê ons, as jy hardloop met las in jou, hardloop jy swaar, daar's goed wat jy terughou. Daar's vriende wat jou terughou, daar's wêreldse invloed wat jou terughou, nê. Drank hou jou terug, die kroeg hou jou terug, sonde hou jou terug. Daar's goed wat jy net nie vir die Here wil gee nie, en dan eintlik wat jy doen, jy hardloop met 'n las. Hier kom Jakobus en hy sê, wanneer jy met daai goeders op jou sit, en jy raak nie ontslaaf van dit nie, smoor hy die saad in jou lewe. Hy smoor hom. So ons het 'n verantwoordelikheid, en dit is hoekom die eerste stap van redding is altyd, soos Jesus gesê het, soos Petrus gesê het, soos die Bybel vir ons sê, bekeer jou. Nee, bekeer jou. Nie sê 'n gebedjie agter my aan, gaan aan met wat jy gedoen het, broer, moenie worry nie. Jy het die gebed gesê, nee? Die sondaarsgebed, jy het toe gesê, jy is gered. Nee, bekeer jou. Maak jouself los, gooi daai las af. Besef jy is besig met sonde, besef jy is besig met die slegte goed. As jy daai goeders kan los, kan jy jouself wen tot die Here. Want anders gaan die saad val. En wat gaan gebeur? Is so goed soos jy gooi parels vir die varke. Jy hou aan met jou slegte gewoontes. Hoor wat sê 1 Tessalonisense 2 vers 13. Ons dank God dan ook gedurig daarvoor, dat julle die boodskap van God wat julle van ons gehoor het, ontvang en aangeneem het. Daar's al drie. Hoor, ontvang en aanneem. In die oortuiging dat dit nie mensewoorde is nie, maar die woord van God. En dit is ook inderdaad die woord van God, soos die uitwerking daarvan op julle wat glo. Die woord van God het 'n uitwerking. Hoor, glo, ontvang. Doen dit. En dan vers 21b, en ontvang die woord wat in julle geplant is en daartoe in staat is om julle siele te verlos. Hy sê jy moet dit ontvang in sagmoedigheid. Die Here weerstaan die hoogmoediges, maar hy gee genade aan die wat? Die nederig is, die wat sagmoedig is. Dieselfde woord, sagmoedigheid, nederigheid, dieselfde woord. Sagmoedig en nederigheid. Dit beteken om 'n innerlike staat te hê. Sagmoedigheid beteken jou innerlike wese werp homself op God en sê, Here, nie my wil nie, nie my mening nie, nie my opinie nie, u woord, u waarheid. Sagmoedigheid, dis nederigheid, ten opsigte van God se woord. En hy praat mooi, hy sê dit is geplant. Dis soos jy 'n saadjie vat en jy plant hom. Jy plant hom. Jesus praat ook daarvan in sy bergrede, geseënd is die sagmoediges, want hulle sal die aarde erf. Dis hoe jy die woord van God ontvang. Ek is hier, ek is reg om te luister. My opinie maak nie saak nie, maar ek is reg om te luister. Ek is reg. Dit gaan vir jou vreemd klink, nee, maar predikers is die laaste ouens wat luister. Hulle is altyd die eerste ouens wat moet praat. Want ek moes nie Sondag na 'n ander kerk toe ry en gaan luister hoe preek 'n ou nie. Ek moet nie preek. So dis nie altyd deur keuse nie, dis deur plig. Maar as ek ry, of as ek baie keer oefen, of as ek baie keer, ek het nie niks om te doen nie, maar as ek ry of as ek oefen, dis maar eintlik al. Al wat ek doen is, ek luister preke. Ek luister net preke. Dis wat ek doen. Want ek wil luister. En ek het honger en is so lekker. Ek onthou een keer, toe ek net begin het in die bediening, hy vat jou en hy vat jou vinnig. Jy raak moeg, jy raak afgemat. Hulle praat van die medelee moegheid. Jy's so moeg, geestelik depressief, sê hulle. En ek was so. En ek het geestelike kos gesoek. Ek kry dit in die woord, natuurlik. Ek kry dit in gebed, natuurlik. Maar ons weet ook deur die prediking en deur die ontvang van die woord, kry jy dit ook. En dis iets wat ontbreek in predikers se lewe. En is eintlik 'n ouderlinge se plig om so onder mekaar te bedien in die woord. Maar ek onthou toe nooi hulle ons een keer vir 'n seminar hier by Virginia. En toe was daar 'n prediker,
En ek sit net daar en hy preek, en weer opnuut kry ek 'n nuwe vlam vir prediking. Dit is asof daar 'n nuwe wind in my seile is, net op grond van 'n ou wat vir my die Bybel preek. Van daai waarheid het gekom, en ek het geluister, en ek het aangeneem, en ek het daarop gereageer, en ek sê, dit is mooi. Ons moet in sagmoedigheid en in nederigheid die woord van God in ons geplant laat word. So vers 18 sê, jy word weergebore deur die woord. Dan as jy tot bekering kom, is daar nog werk. Neem nog woord in. Hou aan woord inneem. Luister, ontvang en doen. Luister, ontvang en doen die woord van God. Die woord van God. Ek het nou met julle baie skrifverse gedeel, wat praat van wie my gebooie gehoorsaam, wie na my woorde luister. Ontvang die woord, ontvang die waarheid. Nêrens. In die skrifgedeelte sê hulle dat dit worship is. Dat dit worship is wat jou versterk in jou geloof nie. Lof en aanbiddingsliedjies bou mekaar op. Maar nêrens is dit worship nie. Dit is hoekom ons sê dat niks in 'n erediens mag steel by die prediking van die woord nie. Want dit is God se woord wat uitgaan. Geen ander bediening nie. Geen. Niks mag steel by die prediking van die woord nie. Dit is eintlik die rede hoekom ons vergader. Om God se woord te hoor en deur dit aan te neem, verheerlik ons hom in volle waarheid. Ek wil jou afsluit met hierdie gedig. Van Jeffo, hang nou af hoe jy hom sou spreek, in Afrikaans sal ons sê Hara, maar Jeff O'Hare, verneem ek seker, Jeff O'Hare, hy skryf, dit gaan met die konsep om God se woord aan te neem en om God se woord te hoor. Ek gaan hom in Engels lees, en sal ek hom so vry vertaal. You call me the way and walk me not. You call me the life and live me not. You call me master and obey me not. If I condemn thee, blame me not. You call me bread and eat me not. You call me truth and believe me not. You call me Lord and serve me not. If I condemn thee, blame me not. So hy sê, jy noem my die weg, maar jy loop my nie. Jy noem my die lewe, maar jy leef my nie. Jy noem my meester, maar gehoorsaam my nie. As ek jou verstoot, blameer my nie. Jy noem my die brood, maar jy eet my nie. Jy noem my die waarheid, maar jy glo my nie. Jy noem my Here, maar jy dien my nie. As ek jou verstoot, blameer my nie.